weet nou nie van my luisteraars nie, maar ek het op my foon 'n hele paar interessante webwinkel apps waar ek gaan rondkrap om allerlei dinge te soek. Een van hulle hier in Nederland is Markplaas en dis waar mense tweedehandse goed verkoop. En dan is daar een wat bekend staan as Vinted. Ek dink dis internasionaal, so waarskynlik ken julle dit. En die een met die mooiste en die lekkerste dinge is natuurlik Etsy. En vandag gesels ek met iemand wat haar eie Etsy winkel het. Lekker luister na my gesprek met Hester Bieshou. Hoe het dit gekom dat jy 'n Etsy winkel begin het? Ja, goeiemôre Solet. Ek het seker so 3 jaar gelede daarmee begin. Dit was 'n idee wat ek gekry het van 2 van my susters wat ook Etsy winkels het. En dit was iets wat ons is nou al amper 7 jaar kan jy glo in Nederland. Ja. En dit was vir my van die begin ongelooflik as ek by die markies uitgekom het of die kringlope besoek het, wat se items op die rakke lê en beskikbaar is en wat eintlik bly lê en stofvergader, want die Nederlanders koop nie die oudhede nie. En ek het so hier en daar iets gekoop, maar jy weet die huisies in Nederland is ook nou nie die grootste nie. So jy moet so versigtig wees dat jy nou nie net gaan jou huis weer oorlaai met allerlei goed wat jy mooi vind, maar op die einde van die dag dan kom jy ook maar agter dit is meer vir uitstalling. Want die goed is baie keer so oud dat jy dit eintlik nie jy weet in die alledaags wil gebruik nie. En die meeste van die Nederlanders hou van met IKEA en moderne goed. Ja. En so die goed sien ek op die rakke en ek wil dit so graag koop, maar ek self het nie nut daarvoor nie en jy weet genoeg is genoeg. En toe my 2 susters het nou begin en ek dink wel ek wil myself besig hou met iets in Nederland. Ek wil nie noodwendig hoef te gaan werk nie, want ek het nog 2 kinders aan huis en dit was vir my iets wat sin gemaak het, want dit is iets wat ek van die huis af kan doen en dit is iets wat ek geniet. So dit was 'n kopkrap aanvanklik oor sal ek dit nou begin of nie. En ek het toe nou die stap geneem en 'n paar goed gekoop en dit sal sê gelist op Etsy en nie veel aanvanklik gehad nie. En nou sit ek met seker 3000 items in my huis. Wat ek oor die tyd laai. Maar ek sien dit meer as 'n stokperdjie. Dit is nie vir my 'n werk nie. So in die begin het ek gedink, jy weet ek moet nou aanstaltes maak, maar op die einde van die dag wil ek dit geniet. Daar moet nie vir my iets wees wat my druk en ek moet jy weet soveel verdien daaruit nie. En my man het 'n goeie inkomste en hy voorsien en hy het vir my gesê kry net iets wat jou gaan gelukkig maak. Want as 'n mens immigreer dan baie keer is dit die vrouens nog met die kinders en jy sit aan huis en jy voel baie keer jy kom nie genoeg uit nie of jy weet jy's net besig met die huis en dit is my so lekker afleiding want ek gaan heel gereeld as ek Jambo toe moet gaan boodskappe doen soos hulle sal sê, dan vind ek dat my karretjie outomaties gaan net so draai ry na die vindingry kringloopie om die draai van ons en so ek gaan elke week en dan loer ek, jy weet wat het hulle bygekry en meer kere as nie, dan vind ek loop met iets daaruit. Dis so verduidelik nou eers vir die mense, wat is 'n kringloop? So 'n kringloop, daar is letterlik, ek wil nou sê honderde, maar ek wil amper sê duisende. Ja, duisende. Yes, en hulle is besaai in Nederland.
En ek vind dit 'n geweldige konsep, want die mense is mal oor hulle huise oordoen. Jy weet, dink niks daarvan om die kombuis uit te ruk of julle eetkamer stel te laat gaan of ouma se borde en hulle wil nie sit met die ou goed nie. So dit land als op by die kringlope en die woord self is vir my so oulik, want dit is die verloop van die kringloop. En idee is basies dat enigiets wat jy oortollig het aan huis, of jy dit nou geërf het en of jy nou nie meer sin het daarin nie, beland dan nou by die kringlope. Dit kan enigiets wees van jou ou grassnyer na beddens, kaste, dit is meubels, dit is enigiets wat jy in die huis en in die tuin sal vind. En hulle is verskriklik oulik om als te verdeel in die winkel. So jy, byvoorbeeld Vindingryk, een waartoe ek gereeld gaan, sal 'n gedeelte hê waar al die fietsse opeindig en dan enigiets te doen met die fietsse, jy weet, die helms, hulle het allerhande, ek amper sê paraphernalia omtrent fietsse, die ongelooflikste goed wat jy kry, in daai afdeling, Nederlanders ry op enige iets op 2 wiele of 3 wiele selfs, en dan het hulle kombuisware en klere, en ek vind die grootste hoeveelheid mense wat kringlope besoek is migrante. Hulle kom koop hul klere, hulle kom koop hul speelgoed vir hulle kinders, en ek dink is fantasties, want die goed is absoluut 'n fraksie van die prys. En die kringlope sal ook eers kyk die toestand van iets. So jy 90% van die tyd gaan jy goed kry in baie goeie toestand. Ja, dis nie 'n asblik nie, né? Jy kan nie sommer goed daar gaan damp nie. Dit moet goed wees wat verkoop kan word, né? Ja, so as jy met jou kar gaan en jy by die opname of die inname, dan kyk hulle eers wat bring jy. En as hulle vir jou baie duidelik sê, nee, vat maar daai weer terug saam met jou. En dan het hulle 'n milieustasie waar jy dan nou oortollige goed wat niemand wil hê nie, kan jy inbring, en daar verwerk hulle dit ook baie goed in allerlei kategorieë, en dit word dan nou verder in die deur seker kontrakteurs opgelaai en dan verwerk, of dit staal is of plastiek of maak nie saak nie. So hulle het 'n absolute antwoord vir alle goed wat deur die kring van die lewe gaan. En die idee van die kringloop is dan nou, 'n paar is privaat, wat ek die idee kry, wat hulle daar verdien, gaan in die sak van die eienaar, hulle besit dit, en dan meeste van hulle, en dit is ook die idee, dink ek, wat die oorsprong was, is dat dit dan nou gaan vir mense wat behoeftig is. Hulle ondersteun projekte en dan gaan die geld vir dit. So ek voel om so te koop by die kringlope draai jy by, jy weet, positief in alle opsigte. Ek sien myself amper as 'n stofsuier vir oudhede, want die goed vergader op die rakke, en mense soos ek, ons word doorverkopers genoem, koop dan nou die items en ek verkoop dit dan op Etsy. Jy sê, praat nou van dat dit veral immigrante is wat daar gaan goed te koop. Ek wil eers praat oor jou, wat kyk, as jy 'n bietjie verbeelding het en natuurlik as jy so 'n kunsinnige aanleg het soos jy, dan jy gebruik baie van die goed ook in jou huis, né? Jy en trek in jou lyf aan wat jy by die kringlope kry. Verseker. Ek dink meeste van my klere koop ek daar. Want in die ou dae in Suid-Afrika, as ek by die winkelsentrum rondgeloop het, jy weet, dan was dit maar die tipiese wat ons almal ken, jy weet, van Woolworths na noem hulle maar op, die sentrum, maar dit het vir my gevoel, jy betaal geweldige pryse altyd, en jy lyk soos almal om jou. As Woolies nou hierdie tipe van somerklere kry, dan lyk almal dieselfde. En wat my altyd verstom van die kringlope is die verskeidenheid. Weer eens sê ek, hulle wil nie dat jy iets bring wat gevlek is, beskadig is, of dit moet gewas word, gestryk word. Jy voel amper jy loop in 'n butiek. Sommige is so keurig gedoen,
daar is natuurlik die wat jy dink, nee wat, ek draai sommer om as jy net by die deur instap. Jy ruik dit al. Maar die idee is dat jy kan absoluut van die ongelooflikste merke kan jy Ja, koop uh na enigiets wat algemeen is, maar jy kry regtig wel klere van mense wat van Duitsland iets ingebring het of Italië, ongelooflike klere. En die pryse is dan 'n fraksie. Jy weet jy sal €5 betaal vir soos hulle sê 'n spykerbroek, 'n denim of iets. En dan hang hy vir €60 by Zara of jy weet meer, ek het ja. nie die naam. En ja, dit is vir my in terme van huis items, verseker ek koop kristalglase vir 50 sent of €1, jy weet. En jy tref 'n partytjie gelukkig, dan het jy 'n stel van 6 of 8, jy weet, en is nie beskadig nie. Daar glip maar goed deur met 'n as jy nou dink, oei, het jy nou pragtige glase nou, as ek nou aan die voorbeeld gebruik, dan het een nou maar 'n ongelukkige kraakie in of iets. Nou weet ek nie of dit gebeur, hulle is nog hardhandig met die items. Ek het agtergekom die mense wat dit op die Ja. rakke pak, Mm. hulle werk redelik hardhandig. Ek het al gesien hoe breek hulle goed en dit is jammer want ek is seker uit die staanspoor die persoon het heel afgelewer en dan hulle sit dit in sulke plastiek kratte en dan op wielietjies gaan hulle deur die winkel, pak dit uit en dan baie breek hulle van die goed, jy weet, so maar daar's genoeg wat nie sal kan breek nie. Ongelooflike potte en panne en ja, ek het nou eintlik al hoe minder winkels toe begin gaan want ek maak eers 'n draam te sien kry ek dit nie daar nie. En meeste van die tyd, jy weet, slaan jy 'n gelukkie. So, gaan jy nou net na die een winkel toe daar in jou dorp of het jy nou al 'n hele netwerk van plekke wat jy gaan besoek? Die ene wat ek sommer net so vinnig in die ry, as ek my goedjies gaan doen deur die dag, besoek ek een keer 'n week. Hy's baie groot en georganiseer, so ek besoek hom en dan die res as ek my dag so het dat ek nie iets aan het nie en ek het lus om uit te ry, dan het ek verseker om Den Bosch my gunsteling kringlope. En dan het ek 'n roete wat ek sal ry. Ek sal Os besoek of Bokstel of Vught, en dan het ek maklik in daai radius van sê 20 km as jy nou radius om Den Bosch sal trek, want ek maklik 7, 8 wat ek sal besoek wat die moeite werd is. En dan tussenin kry jy ook ander, maar jy leer gou watter kringlope is die moeite werd. En hulle word ook nie almal kringlope genoem nie. Die konsep bly dieselfde, maar jy kry Dorcas, jy kry het goed, jy het en dis amper soos 'n ek weet nie wat jy dit sal noem nie, 'n franchise. Jy kry hulle reg deur die land. En van hulle is eintlik vir my die lekkerste, as ek eerlik moet sê, kringloop, as ek die konsep die woord kan gebruik, is die klein winkeltjies wat jy kan sien, dit is nou meer vir liefdadigheid. Dit is nie 'n besigheid nie. Ja. Die tannie sit en doen hul vrywillige diens daar, jy weet, en enigiemand wat iets inbring en dan kyk hulle ook nie soveel wat dit is nie. Hulle sit sommer net 'n prys op. Daar vind jy absolute skatte want van hulle gaan doen navorsing as hulle iets kry om te sien wat is die waarde en dan sit hulle redelike hoë prys op dit. En jy kan daai selfde ding by so 'n klein kringloopie of tweedehandse winkeltjie vind vir 'n fraksie van die prys, want hulle doen nie die moeite om die waarde na te slaan nie. Jy kry werklik 'n verskeidenheid, jy weet, van groot georganiseerde kringlope
Ja. na enigiets na klein. En wat lekker is, die grootes het gratis parkering wat baie belangrik is, want parkering is maar altyd 'n Ja, probleem. parkering is 'n krisis. Ek dink nie Suid-Afrikaners verstaan lekker wat ons nou vir mekaar sê nie, maar Nee, dit is 'n ding. Ja, soos gratis parkering is definitief 'n bonus. dit is ja. En verpakking, hulle sal vir jou dit verstom my altyd, rolle papier wat jy kan afrol en jou breekwater kan jy toedraai in. En dit is baie keer 'n dik bruin papier of tipe van 'n tissue wit papier wat ek dan Ja. net weer by die huis met die hand uitstryk en dan sal ek as ek 'n item versend, sal ek hom altyd weer toedraai netjies in daai papier en dan bietjie moeite doen met 'n lint en 'n dankie sê kaartjie en dan binne in die boks en dan sal ek die boks ook netjies opmaak. Ek hou nie daarvan as 'n boks by iemand aankom met bewoording op nie. So ek draai hom weer in bruin papier toe. En dit gaan maar vir my oor die en jy weet jy jou item verkoop aan die persoon, jy weet die presentation so te sê. Wat ja, net die afronding daarvan. So die verpakking kry jy amper saam met die item en ek gaan gereeld na die supermark en dan sal ek leebokse en goed kry. So En my daar's altyd verpakking so in die hoek van 'n supermark is daar so 'n bak waar hulle al die is bok. leebokse ingooi, né, en dan kan jy maar daar vir jou vat wat jy Ja. wil So hê. soveel soos wat ek my items gaan koop tweedehands, so gebruik ek ook my verpakking tweedehands wat ek onnodig vind om nou verpakking weet te gaan koop en baie mense gaan redelik ver en hulle het 'n logo wat hulle sal gebruik op hulle item, jy weet die papier of die boks en dit voel vir my Ja. onnodig. Dan ja. So Ja. ek gebruik wat ek letterlik ek gebruik tweedehands alles wat ek kan en ja, dit help vir ek wil amper daarna kyk as ek dra by tot die jy weet daar's soveel vervuiling in terme Ja. van verpakking, want Nederland verpak hulle as jy iets bestel of jy koop iets online, dan kom hy onnodiglik verpak in verskriklike jy weet die boks, die versterking hulle praat van folie, die bubble wrap, ek weet ook nie wat Ja. bubble wrap Afrikaans is nie. Ja. En dit hou ook alles en ek gebruik dit weer. Dis wonderlik. Kom ons praat gou-gou eers oor Etsy. Daar's dalk mense wat nie 'n idee het waaroor ons nou hier aangaan nie. Wat is Etsy? So Etsy is 'n online winkel wat jy een van 3 kategorieë kan invul. Jy kan of grafies, jy kan troukaartjies, enige iets druk op logos op die hemde. Enigiets wat 'n kunstenaar sal ontwerp en sy item, sy ontwerp sal verkoop. En dan kry jy kunstenaars wat iets maak met die hand, of dit nou oorbelletjies is of juwele of klere of handsakke. En dan kry jy die oudhede wat ek onderval. So 'n item klassifiseer as 'n as oudhede, soos ons sal sê vintage, as hy 20 jaar en ouer is. En 'n antiek moet 100 jaar en ouer wees. En ek het heelwat antiek ook in my winkel, want jy kry net die ongelooflikste oudhede en ek doen my navorsing en dan bepaal ek gou die era, die afkoms of die herkoms van waar kom die item. En dan so as ek na die kringlope toe gaan en ek koop nou sê 5 items, dan sal ek eers in die winkel my navorsing doen deur die wonderlike Google AI. En dit natuurlik is my grootste hulpmiddel. Want jy kry onmiddellik antwoorde op alles wat jy soek. En dan sal ek nou sê die items huis toe bring, baie keer moet jy ietsie was. Jy weet, ek praat nou eintlik meer van breekware. Ek doen
enigiets van silwer na bestek, breekware, of bestek is eetgerei. En ek sal tafeldoeke koop, jy weet, jy kan nie glo nie, noem dit op, dit is op die rakke, pragtige goed. En dan sal ek dit in 'n kondisie bring, weet ek sal 'n bietjie was of as ietsie net iewers moet reggemaak word, doen ek dit. Ek hou daarvan en dan doen ek my navorsing verder. En dan wanneer jy so jy het 'n Etsy is jy gaan en jy koop oudhede aan en dan kry jy 'n profiel waar jy sê wie jy is en jy heg dan jou items wat jy gekoop het in jou winkel, wat ons listing sal noem. Ja. En jy kies 'n profiel waar jy besluit watter lande wil jy verkoop. So ek het 26 lande gekies met sorg. Ek het goed gaan nadink oor jy weet dit is redelik ekonomiese stabiele lande. En na soveel oorloë oral dat jy moet dink het die mense die sin en die tyd en die geld om by jou te koop. So Amerika byvoorbeeld is 'n groot afsetpunt vir my. Australië en dan snaaks genoeg kry ek mense in Italië en Frankryk wat nogal by my koop. En baie keer kom ek goed van hulle lande af, want ek het 'n Italianer wat so ruk terug by my die Florentine dienblad gekoop het, wat 'n skingbord is, wat ek wat uit Venesië sal kom. En ek het dit maar weer teruggepos na Italië. Full circle. Ja. Maar dis Esther, maar die Nederlanders koop nie by jou nie, of verkoop jy in Nederland ook? Ek het een item al verkoop in Nederland, wat my glad nie verbaas nie. Nederland is deel van die 26 lande, want dit maak vir my sin, ek sit hier, maar ek verwag geensins dat ek iets sal verkoop nie, want hulle kan ook by 'n kringloop instap of dit lê in ouma se huis. So dit is glad nie my teiken gebied nie. Maar ja, so as jy jou Etsy rekening opgemaak het, dan het jy 'n fotootjie van jouself en jy het 'n logo wat jy kies. En die idee is dat dit so 'n online winkel lyk. So jy skep heeltemal jou profiel en dan kan jy jou items wat jy dan nou deur jou rekening, jy moet eers die hele storie opstel op die rekenaar en dan het jy kategorieë en dan plaas jy jou items en jy moet die item afneem, foto's neem, jy moet hom goed beskryf. En ek het gelukkig uit die staanspoor al my items in 'n Excel spreadsheet gesit waar ek hulle in kategorieë verdeel het met 'n voorraadnommer wat belangrik is, want dit is dan jou verwysing van Excel wat jou database is, na waar jy jou foto's stoor, na waar jy dit al jou inligting oordra na jou Etsy listing. En dan Maar dis goed georganiseer, want ek kan my voorstel as jy eers begin soek na iets wat jy verkoop het en jy kan dit nie meer kry, dis dit al die goed nie, né? Dit kan nog 'n ding word. Ja, want ek het eintlik maar so oor die 200 items wat ek gelist het, maar ek het redelik verkoop, so ek moet net weer bylas. Maar ja, jy moet eintlik maar meer mens moet eintlik jouself hoeveelheid ure gee en sê elke vandag doen ek soveel listings en om net relevant te bly van die algoritme tel jy ook op hoe aktief jy is op die winkel. Ja, dan moet jy georganiseerd wees want dit raak redelik groot hoeveelheid en om dan te begin soek na goed. So die wagwoord is dat jy georganiseerd moet wees soos jy list, want my plan is om baie meer te list. Ek gebruik maar die Engelse woord, want dan het jy ook wat ek belangrik vind, iets om na te kyk, terug te kyk op. Ek hou van statistieke, so ek hou daarvan om te sien
watse lande koop by my en wat koop hulle by my? Jy weet, dan Ja. begin jy jou kopers lees. Jy begin agterkom wie soek wat.